Nog nie. Baie welkom vir vanaand se diens. Vertrou dat u en ons almal hier saam ook die seën van die Here sal ontvang. Ons begin ons sang met lied die Here Jesus lewe en ons sing daar verse 1 tot 3. Ons volgende lied is lied 510 en ons sing daar verse 1 tot 4, genade onbeskryflik groot.
Dan sing ons vervolgens lied 512. Ons sing verse 1 tot 3. Nader my God by u. Dan sing ons Halleluja 175. Ons sing ook daar 3 verse 1 tot 3. Kom tot u Heer. Ons
Ons sluit af met Vlam 48, Hemelvader, ek aanbid U, en soos elke aand sing ons dit, die eerste versie 2 keer. Dankie. Baie dankie. Goeienaand almal. Baie welkom op hierdie donderdag aand saam in die kerk. Ek wil julle uitnooi om te onthou dat môre aand ons lekker saam kuier in die saal hier langsaan rondom sop en brood. Gaan lekker gesellig wees, so moet asseblief nie huis toe jaagie. Kom geniet die aand saam met ons. Ek dink die kindertjies gaan ook vir ons sing, so dit gaan 'n baie lekker aand wees, en dan hoef jy nie aandete te maak nie, wat altyd 'n bargain is. En julle is vanaand ook welkom om na die tyd te bly vir tee en koffie, en ek herinner net dat die deurkollekte gaan vir Bybelverspreiding. Kom ons word net stil. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied in my mond gelê, 'n loflied vir ons God. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons Skepper, wat ons in liefde aan mekaar geweef het, ons verlosser en vriend wat sy lewe vir ons afgelê het, en ons heiligmaker wat ons so langer hoe meer mens maak. Amen. Ons bly so sit en dan sing ons saam die 222 4 keer na mekaar.
Ons tema vanaand is die Heilige Gees werk ook in die duisternis, in die donker. So ons klere is donker klere vanaand, ons gaan kyk na swart, na die nag, na grys, na skaduwee. Maar voor ons gaan saam lees, kom ons bid saam ons gebed en daarna staan ons en sing lied 442, al twee die verse. Kom Skepper Gees, kom asem van God, wind van God, waai die skadu's weg en versterk ons u kerk. Kom Skepper Gees, kom deernisvolle warm lig, vul die diepste binneste van ons harte, ons is niks sonder u. Kom Skepper Gees, kom gas van die siel, vrede in ons stryd, rus in ons inspanning, vreugde wat ons vertroos in lyding. Kom Skepper Gees. Ons gaan saam lees uit Psalm 139, 'n paar verse en uit Romeine 8. En Elise, ek dink jy kan sommer vir ons die prent opgooi terwyl ons lees. Ek lees vir ons Psalm 139 vanaf vers 7. Waarheen kan ek gaan weg van die Gees? Waarheen kan ek vlug weg van u teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel, u is daar. Gaan lê ek in die doderyk, ook daar is u. Neem ek die vlerke van die daraad, gaan woon ek by die einde van die see. Ook daar sal u hand my lei, u regterhand my vashou. En al sê ek, as duisternis my maar net wil verberg, en die lig om my nag word, is selfs duisternis nie vir u donker nie, en maar skyn nag soos lig, soos die dag, is die duisternis soos die lig. Dit is immers u wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het. Ek prys u, omdat u op 'n ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse vir my gemaak het. Wonderbaarlik is u werke, en ek besef dit maar te goed. My skelet was nie vir u verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie, toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien, en in u boekrol is hulle almal opgeteken, daar wat beplan is, toe nie een daar was nie. En vir my, hoe kosbaar is die gedagtes, o God, hoe oorweldigend is die volle getal daarvan. As ek dit tel, is dit meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek steeds by u. Dan lees ek net vir ons uit Romeine, hoofstuk 8. Ek gaan vir ons lees vanaf vers 26.
So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons lees tot sover. Ek dink ek wil begin met 'n vraag. Miskien kan jy dit antwoord vir die persoon wat langs jou sit. Is, hoe voel jy oor die nag? Hoe voel jy oor donkerte? Hoe tuis is jy in die donkerte? Hoe tuis is jy in die nag? Gee jou so 'n minuut, jy kan vir jouself 'n antwoord, miskien kan jy dit, alhoewel ek dink as jy saam in dieselfde huis bly, sal jy weet wie's bang vir die donker en wie nie. So, hoe voel jy oor die nag? Of as julle soos ek wat wag vir die 21ste, 22ste Junie, want dan weet ek nou, so gaan dit net beter gaan. Nou word dit weer lig. Barbara Brown Taylor het 'n boek geskryf, Learning to Walk in the Dark, waar sy nogal hierdie ding konfronteer. Hoekom het ons baie keer die idee dat lig is goed en donkerte is sleg? Lig is mooi en donkerte is boos. Wit is reg, swart is nie reg nie. Ons het hierdie vreemde verhouding met donker en duisternis en swart. En dis iets wat ons nogal, so in die boek, Learning to Walk in the Dark, leer sy met 'n paar half habits aan. Sy self was nie lief vir die donkerte nie, en so het sy begin om in die aande haar slaapsak uit te sleep in die tuin, om nou te kyk hoe langer sy eintlik in haar slaapsak kan lê en in die nag leer ken, vir die nag leer lief raak. Die van julle wat naguile is, kan dit seker reeds doen. Die ander van ons wat hou van die vroegoggend, miskien nou nie so nie, maar hierdie om tog te leer om iets van die donkerte te proe. Want God is ook in die donkerte. God is ook in die niks. God se Gees werk ook daar waar ek niks voel nie. God is ook in die leegheid. En dis nie so ver buite ons ervaring nie. Soos julle ook op die prent kan sien, die baarmoeder is baie donker. En tog gebeur daar wonderbaarlike dinge wat ons nie kan sien nie. Maar goed kom by mekaar. Dis wonderwerk. Die grond is ook donker. En tog plant ons saad in die grond, in die donkerte. En as jy weer sien, dan ontkiem iets daaruit. As ek slaap, gebeur daar wonderbaarlike dinge. Baie keer as jy wakker word, het jy skielik 'n antwoord. Of dinge maak net meer sin. Goed kom by mekaar uit as ons in die nag slaap. So donker is ook 'n plek van skepping, van nuut word, van groei, van oorsprong. So in die teologie kry mens twee maniere wat ons oor God praat en oor God se teenwoordigheid praat. En ons noem dit, ek gaan nou maar die groot woorde gooi, maar ek sal dit verduidelik. Een is apofaties en die ander is katafaties. Nou, katafaties beteken letterlik dat jy praat na dit toe. Apofaties beteken ek praat van dit af weg.
So 'n goeie voorbeeld van 'n katafatiese simbool of 'n manier van praat of 'n uitbeelding is kersse. So jy sien 'n kers is sigbaar, dis 'n simbool en die kers herinner jou dat God lig is. Jy sien 'n blom en die blom herinner jou dat God die skepper is. As ons sing, soos ons nou gesing het vanaand, het ons al hierdie beskrywende woorde wat iets sê oor wie God vir ons is. So dis katafaties is woorde en simbole en kleure en oorvloed en taal wat alles beskryf en sê dis wie God is. Maar apofaties aan die ander kant sê ons praat weg. So ons sê eintlik, soos ons nou die aand gesê het, as ek sê God is goed, wat bedoel ek eintlik met goed? Skielik is goed nie goed genoeg nie. Skielik is die woord nie genoegsaam nie. Ek gryp na metafore, ek gryp na beelde. God is 'n herder, maar God is ook meer as 'n herder. So dit is 'n diep bewussyn dat God meer is as my taal, dat God aan die ander kant my taal is, dat God aan die ander kant by God se beeld is. En albei van hierdie elemente kry ons in ons lewe. Dis net so dat baie keer hierdie apofatiese kant gebeur sonder dat ons dit eintlik wou hê. Dit gebeur baie keer in omstandighede waar daar lyding is of onverwagse goed wat met ons gebeur, goed waarvoor ons nie beplan het nie, dan bring dit ons op 'n plek waar ons Godstaal ewe skielik net nie werk nie. Die woorde, die beloftes, die dinge wat jy oor God geleer het, die dinge wat ander mense vir jou oor God geleer het, werk net nie meer nie. Dit sê net vir jou nie meer iets nie. Ek verloor my woorde. Nou, ons praat baie maklik oor die eerste een. So, ons praat baie maklik katafaties. Ons sal vir almal vertel hoe goed God is, hoe God my geseën het. Ons kan goed raak sien in die natuur. Ons praat baie min oor dat my woorde opgeraak het, of dat woorde nie meer werk nie. Of dat ek nie meer woorde het nie. Of dat ek nie eers eintlik glo nie. Of dat ek eintlik weet wie God is nie. Want ons is te bang, dis 'n teken van ongeloof, dat ek niks voel nie. En dat ek iets verkeerd gedoen het, want hoekom kan al die ander mense so baie godservarings het en ek is so leeg. So ons praat nie daaroor nie. En ek wil aan die hand hiervan vanaand ek wil net 2 meditasies deel en daarna net so 'n bietjie daaroor reflekteer. So ek gaan 'n meditasie deel van Karl Rahner en een van Arnold van Roele. Nou, hulle was tydgenote, is albei 20ste eeuse teoloë, wat so aan die einde van die 20ste eeu oorlede is. Die een is 'n katholieke teoloog, Karl Rahner, die ander een is 'n gereformeerde Nederlandse teoloog. En ek wil die twee se gedagtes met julle deel. Die eerste een is 'n meditasie van Karl Rahner oor 'n leë hart. Hy sê: as jy ervaar dat God ver is van jou, is dit sekerlik nie die ware en die lewende God wat ver is van jou nie. Want hierdie God is tog groter as ons gedagtes en is grensloos. So die God wat jy voel is op 'n afstand, is eintlik 'n God wat nie bestaan nie. Want dit is die God wat jy kan vasvang en verstaan, die God van klein idees en goedkoop antwoorde, en wat nie te veel van jou vra nie. Dis die God van aardse sekuriteit, wat seker maak dat niemand huil nie, dat alles glad verloop. En dan vra Rahner, is dit dan nie draagbaar, dat so God ver is nie? Want dit is tog nie God nie. Daarom moet ons toelaat om soms wanhoop en verlatenheid te ervaar. Die Engelse meditasie sê, let despair take everything from you. Let despair take everything from you. Want dit wat weggeneem word, is miskien die onbelangrike. En miskien is die stilte wat sê, hy is hier en hy wag. En miskien is die donkerte die helderheid
van God. En in dialoog hiermee het Van Ruler 'n meditasie geskryf oor Romeine 8, vers 26, wat ons nou gelees het. Miskien gaan ek dit net vir ons vers 26 weer lees. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy begin in goeie Nederlands sy stukkie met die Heilige Gees woont in die duisternis. Die Heilige Gees woon in die duisternis. Nou wat bedoel hy? Hy sê die Heilige Gees staan naas ons en neem ons las oor. Ons het dit die eerste aand gesê, wat beteken parakleet? Parakleet beteken die een wat langs my staan en roep. Hy neem nie net my las oor nie, maar ook die las van die skepping. En dan maak hy die opmerking, hy wat Van Ruler is, hy sê hy kry baie keer die ervaring dat mense die entoesiasme van Pinkster en die oorvloed van die Heilige Gees en die ervaring van die Gees sien as iets wat staan teenoor menslikheid en vleeslikheid, teenoor dit. So wat hy bedoel is, daar waar daar entoesiasme is en 'n oorvloed van die Gees, is dit asof ons dit kan ervaar, as dit in ander mense gebeur, dat dit 'n aanklag is teenoor my, wat sê, waar is joune? Waar is jou entoesiasme? So hy sê wat hy agterkom is, mense sal sê dat die ervaring van die Gees staan dan teenoor my menslikheid en my vleeslikheid, wat nie waar is nie. Want dan sal die vraag is, het jy nou nie die Gees nie, want dit is so asof daai ervaring teenoor my staan. Dan is dit asof die Gees geplaas word teenoor die realiteit van menswees, wat nie altyd spontaan en vol entoesiasme is nie, en dat die twee nou bots, en dan voel ons skuldig. En hy sê, dis net nie waar nie. Dis nie die Gees wat kom met 'n vinger en ons swakheid kom uitwys en vra, wat gaan met jou aan nie. Die Heilige Gees staan nie teenoor nie. Die Heilige Gees kom in dit in. Hy kom in my swakheid in. En dan verwyder God se Heilige Gees nie my swakheid en my hulpeloosheid en my gebrek aan entoesiasme noodwendig nie. Hy werk midde in dit. Eintlik word ons swakker hoe meer ons God se Gees ontvang. En ons swakheid gaan nou nie skielik omgetower word in 'n nuut gevonde krag nie. In elk geval nie ons eie krag nie. Ons kan juis hier in rus vind as ons in ons lyf en ons siel nie altyd opgewasse is vir hierdie lewe nie en altyd opgewasse eers vir glo nie. Die Heilige Gees, volgens die wil van God, vir die heiliges intree, volgens Paulus, saam met ons in die duisternis in. Die Heilige Gees hou ons staande wanneer ons beswyk. Dis die dieptepunt van ons lewenskrag. Dis in God geleë. So beide Rahner en Van Ruler wil ons bietjie uitdaag en sê maar, ons het soms 'n vreemde idee van hoe God se Gees in my moet werk en hoe dit uitspeel en hoe ons dit moet ervaar. Dis amper soos wat ons dink is donker is sleg en lig is goed. En hierdie idee lei daartoe dat ons gedurig meet aan ander en ander mense se ervarings van God en ander mense se ervarings van die Heilige Gees. En in hierdie meet
dra ons maskers, want ons wil altyd lyk of dit met ons goed gaan, of ons cope. En eintlik moet ons besef dat God se gees ook in die niks is, ook in die lig, in die leeg en in my swakheid. Eintlik is die werk van die Heilige Gees om ons nie uit te nooi om maskers op te sit en voor te gee dat ons oukei is nie. Die werk van die Heilige Gees is om ons te lei, om dit af te haal en te besef dat in die duisternis waar ek nie altyd lekker weet nie, daar is God juis teenwoordig, al voel ek hom nie, al ervaar ek hom nie, al het ek nie taal nie, en het ek al my woorde verloor, en niemand se woorde maak meer vir my enigsins sin nie. In die donkerte is daar 'n vreemde lig. Ek het dit nogal ervaar in COVID. Ek het 'n artikel geskryf net na COVID. Want dit was my ervaring, dis 'n persoonlike ervaring, dis mense hoef nie daarmee saam te stem nie, maar ek het nog in COVID, ek is sensories sensitief, so ek het nog nooit so baie woorde gehoor as daai eerste paar weke in COVID nie. Nou soos elkeen moes onthou, ons was daar op ons eie, maar daar was 'n banket van woorde, ewe skielik. Daar was hoeveel kanale wat jy kon inskakel om woorde te hoor, preke te hoor. Daar was hoeveel boodskappe elke week vir jou uitgestuur om jou te dra deur die moeilike tyd met baie woorde en baie verduidelikings en baie troos en baie antwoorde. Daar was woorde en woorde en woorde en woorde. Ek onthou een van my kollegas in die ring het nog so met mekaar gepraat en gesê, is dit nie eintlik die tyd waar ons moet hoop dat lidmate ook niks kan navigeer nie. Moet ons nie eintlik geleer het om leegheid en eensaamheid en niksheid ook te kan navigeer nie, of daarin te kan gaan sit nie, want met die wete dat God ook in dit is. Dat ons nie hoef vir God te gaan soek in 'n oorvloed antwoorde nie, maar ook in die niks. Soos Karl Rahner gesê het, miskien is die donkerte die helderheid van God. En vind daar 'n ander vorm van groei plaas wat sy eie tyd vat. Ek kyk nou weer na die prent. Ons kan nie besluit in die 5de maand van 'n swangerskap, nee, dit is nou klaar, dit moet nou klaar nie. Ons weet nie wat in die donkerte gebeur nie. Maar dat God daar is, dit weet ons. En dit sluit aan by wat ons nou 'n aand oor gepraat het. Miskien is dit juis in sulke tye wat ons van voor af moet leer praat. En 'n ander iets wat mens kan doen, as die woorde nie meer sin maak nie, is handelinge. As ek nie meer woorde het nie, en die Godswoorde maak nie meer vir my sin nie, is daar niks wat my verhoed om elke oggend op te staan en net 'n kers aan te steek. En die volgende oggend net weer 'n kers aan te steek. Hoekom moet ek iets sê? Hoekom moet ek iets verwoord? Hoekom moet ek iets voel? Hoekom moet ek iets ervaar? Dis nie nodig nie. Ek dink ek wil vanaand vir ons afsluit, omdat ons besig was met Rahner se meditasie, met die baie mooi belydenis wat hy geskryf het oor die Heilige Gees. Ek het dit in die verlede al gelees, maar dis mooi.
So ek gaan dit vir ons lees, en dan gaan ek geleentheid gee dat ons ook net so sit vir 'n paar minute. Ek glo aan die Heilige Gees, die asem van God, vuur en wind en warm lug. Ek glo dat hy my vooroordeele kan afbreek, sodat ek ander in hulle gebrokenheid kan aanvaar. Ek glo dat hy my gewoontes kan verander, veral die wat my hinder om vry en voluit mens te wees. Ek glo dat hy my onverskilligheid kan oorwin, sodat ek met wysheid en insig en onderskeidingsvermoë besluite kan neem. Ek glo dat hy my die moed kan gee om die goeie te wil doen, al is dit tot aanstoot van ander. Ek glo dat hy my droefheid kan oorkom, want hy is ons trooster. Ek glo dat hy my 'n liefde vir God se woord kan gee. Ek glo dat hy my krag vir my lyding kan gee. Ek glo dat hy my altyd iemand sal gee om my by te staan. Ek glo dat hy my hele wese kan deurdring, want hy is vrede, rus en vreugde. So kom die Gees ook ons in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Kom ons sit ook hiermee. Here God, deur die Gees werk jy ook in die donker, in die duisternis, in die niks. Here is groter as my taal, groter as my sintuie, groter as my verstand. En daarom bid ons ook, Heilige Gees, bid namens my, glo namens my, besluit namens my,
doen namens my. Dankie dat ons weet dat niks in die hemel of op die aarde ons kan verwyder van die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here nie. Amen. Ons gaan saam sing lied 519, al 4 die verse, wees stil en weet, ek is die Heer. Ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Ontvang die seën van die Here. Mag die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees julle seën en julle beskerm. Mag hierdie drie enige God sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. En mag julle Skepper, julle Redder, julle Trooster sy aangesig na julle toe oplig en aan julle sy diep vrede gee. Amen.